Baie welkom aan almal van julle en ek groet julle graag soos die Here Jesus toe hy die graf uitgekom het, sy disippels gegroet het, vrede vir julle. Wat 'n wonderlike tyd is dit wat ons nou beleef rondom Paase. Ons vier die opstanding van die Here Jesus. Dit is die belangrikste tyd vir ons as gelowiges in die hele jaar. Paasfees, kruisiging, maar Jesus wat nie ook in die graf gebly het nie, maar wat opgestaan het. Daarom genade vir julle en vrede vir julle van God ons Vader en die opgestaane Here Jesus deur die werking van sy Gees. Kom ons antwoord vanoggend op die heerlikheid om hier te kan wees vanoggend. En ons sing vanoggend lied 411 verse 1 en 2. Kom ons staan. Liewe vriende, ons lees vanoggend uit Johannes uit, Johannes 20, vers 19 tot 28. En dit is Johannes se weergawe van Jesus wat uit die graf uitkom en wat verskyn aan sy disippels. Maar voor ons dit saam lees, kom ons vra die Here dat hy ons ook vanoggend iets sal laat verstaan van die grootheid van die opstanding. Want ons weet, die belofte is daar dat die opstandingskrag, daar dieselfde krag waarmee Jesus, wat in Jesus gewerk het toe hy opgestaan het, dat daardie krag ook in ons lewens werk en wil werk. Dat God ook daardie krag deur sy Gees in ons lewens wil werk. So kom ons vra dat hy ons iets daarvan sal laat verstaan, sodat ons as mense kan gaan lewe deur die opstandingskrag van Jesus Christus. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg
wat ons vanoggend het om na u woord te kom luister. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan sit met verwagting dat u vir ons sal ontmoet. Dankie dat ons hier kan sit met die verwagting dat u Gees ook u woord in ons lewens sal werk. Dankie dat ons ook hier kan sit met die verwagting dat u ook aan die einde van hierdie diens vir ons sal uitstuur om as mense in die wêreld te gaan lewe wat ook die opstandingskrag in ons lewens van gaan getuig. Here, en daarom bid ons nou, en dis die gebed van ons hart vanoggend, dat u woord tot elkeen van ons sal kom, op so 'n manier dat ons sal weet en wat u van ons ook verwag deur u woord. Dankie dat ons dit in u naam kan bid. Amen. Liewe vriende, ek lees dan vir u vanaf vers 19 af. Daardie Sondag aand, en dis heel waarskynlik die heel eerste aanddiens wat ooit gehou is, was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. En die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En julle, as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. En Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. En die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar, en Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, ek bring jou vinger en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Tot sover. Liewe vriende, ons het die Paasboodskap gehoor en ons het so lekker daarvan gesing. En ek dink hier in hierdie gemeente het ons ook mekaar gegroet daai oggend om te sê, soos die Christene van ouds mekaar gegroet het, hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En ons het ook die Paasfees klokke oorlei. Miskien het jy ook daardie lied gesing. En by ons is daar 'n opgewondenheid gewees oor Paas-Sondag. Dit is immers die grootste Sondag op ons kerklike kalender. Maar as ons eerlik is, dan is dit nie altyd maklik om alles te glo nie. Want ons kyk rondom ons rond, en ons sien oorlog, ons sien mense wat baie swaar kry, ons sien geweld, ons sien siekte, ons ervaar dit in ons eie lewens, ons staan geliefdes aan die dood af, die dood kom soms naby aan ons staan, en iewers hier diep binne in ons dink ons, hoe kan die opstanding waar wees in 'n wêreld soos hierdie? Ons hoor van lewe, maar ons ervaar soveel gebrokenheid, soveel uitdagings. En as jy so voel vanoggend, vriende, miskien ook in hierdie Paastyd en na Paas-Sondag, dan is jy nie alleen nie. Want in Johannes 20 ontmoet ons 'n handjievol mense, Jesus se disippels,
wat presies op daardie plek is, as wat ons baie keer is. Hulle is agter geslote deure, hulle is vasgevang in vrees, hulle is vol onsekerheid, en ja, ook vol ongeloof, want Jesus moet hulle 2 keer groet, as hy tussen hulle kom staan. Maar juist daar, in daardie ruimte, in daardie baie moeilike ruimte, daar kom die opgestaande Christus, en kom vul hy daardie ruimte van hulle, van hopeloosheid, en van wanhoop, en van vrees, kom vul hy met sy teenwoordigheid. Jesus kom en hy spreek deur geslote deure, en hy sê vir hulle, Shalom. Die teks sê, die deure was gesluit, want hulle was bang. Hulle was bang, hulle het gesien wat het met Jesus gebeur, en hulle het hulle self probeer beskerm, en gewonder, maar gaan dit nie ook maar dieselfde met ons gebeur nie? Hulle lewe in vrees, want wat gaan die Jode aan hulle doen? En tog verskyn Jesus tussen hulle, nie deur 'n deur oop te maak nie, maar hy is eenvoudig net daar. En sy eerste woorde vir hulle is vrede vir julle. Nie verwytende woorde nie woorde van, maar hoekom het julle my verlaat nie? Hoekom het julle my alleen gelos nie? Waar was julle gewees toe ek gelei het? Nee, hy sê vir hulle Shalom. En ons weet so ietsie daarvan wat dit beteken. Shalom is nie net 'n woord van kalmte en vrede nie. Dis 'n baie sterk dis 'n baie sterk woord wat iets wil sê van herstel, van heelheid en van versoening. Dit wil iets sê van hoe die wêreld moet wees, soos God dit bedoel het om te wees. En Jesus bring nie net 'n gevoel daar, as hy dit vir hulle sê nie. Hy bring eintlik 'n nuwe werklikheid. Want Johannes het 'n baie interessante manier oor hoe hy sy verhaal vertel. Hy vertel sy verhaal anders as die ander 3 evangelies, binne die raamwerk van 'n herskepping wat plaasvind deur Jesus. Jesus se koms wat 'n nuwe werklikheid tot stand kom laat bring. Liewe vriende, ons leef dalk ook agter geslote deure. Deure van angs, deure van skuld, deure van teleurstelling, deure waar ons maar partykeer baie sinies oor die lewe is. En tog, die opgestaande Christus kom staan tussen ons, deur al die deure, deur al die versperrings. Hy wag nie eers voor ons alles reg kry nie. Hy het nie voorwaardes wat hy aan ons stel nie. Hy kom in ons moeilike tye, dit waarmee ons worstel en dit wat die lewe vir ons moeilik maak, en hy kom sê Shalom. Die teks sê, hy wys sy hande en sy sy. Dit is belangrik dat die teks dit sê, want Jesus bring hier die heelheid. Hy bring vrede, maar hy wys ook sy wonde, sodat hulle hom kan herken vir wie hy is. Mense van daardie tyd het mekaar so gegroet, en ek dink as Jesus hulle so groet, dan sien hulle die wonde in sy hande. Hulle herken hom vir wie hy is. Hy is die gekruisigde. En dit beteken, as hy vir hulle sê, vrede vir julle, dat hierdie vrede is nie goedkoop nie. Hierdie vrede is duur gekoop. Dit het iets gekos. Hierdie vrede het deur lyding gekom. Liewe vriende, die opgestaande Christus is nog steeds die gekruisigde Christus. Sy wonde is nie uitgevee nie,
maar hulle is nou tekens, na die opstanding, tekens van oorwinning. En wat sou dit vir ons beteken? God bring nie vrede deur pyn te ignoreer nie. Hy bring vrede deur pyn heen. So wanneer jy na jou eie lewe kyk en sê, maar Here, kyk na hierdie gebrokenheid, kyk na hierdie stikkenheid, kyk na al hierdie dinge in my eie lewe wat net nie wil regkom nie. Dan sê hy nie, dit is niks nie. Hy sê, ek ken dit. Ek ken pyn en ek ken lyding. Ek het dit gedra. Kyk na die wonde in my hande en my sy. Ons lees in ons teksgedeelte, vriende, dat Jesus vir die tweede keer sê, vrede vir julle. En dan, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, sê hy, as hy die tweede keer vir hulle groet. En hier verander alles. Vrede is, wil hierdie teks dan sê, is nie net iets wat jy ontvang nie. Vrede, die vrede wat hy bring, is iets wat jou in beweging laat kom. Die disippels beweeg van bang mense en hulle word gestuurde mense as hy hulle tweede keer met shalom groet. En dis baie interessant, die eerste prentjie wat ons hier kry van daardie klompie disippels wat daar by mekaar is eintlik iets wat ons onrustig maak en iets wat ons eintlik morbied maak, want hier is hierdie klompie disippels wat so eng en so nou saam met Jesus geleef het, wat al sy wonders gesien het en alles met hom meegemaak het, behalwe tot op die laaste het hulle hom gelos. En 'n mens wonder wat gaan word van hierdie disippels. Ons kyk nou hoeveel jare terug en ons wonder nou maar, gaan daar iets tot stand kom na Jesus se dood aan die kruis. So ons is so 'n bietjie mismoedig as ons daardie klompie daar in die kerk, nie in die kerk nie, in die bovertrek kry, waar hulle toegesluit is en bang is. Maar as ons die sending verslaan, Handelinge gaan lees, dan kan ons oë en ons ore nie glo wat hierdie klompie reg gekry het nie. Ons sien hoe die kerk gegroei het, dat daar op tydplekke word vertel dat daar tot 3000 mense tot bekering gekom het. Ons kan dit amper nie glo dat dit dieselfde klompie mense is wat 'n hand hier aangehad het, wat die Here gebruik nie. Maar sy shalom is ook 'n shalom, 'n vrede, herstel, 'n versoening wat ons uitstuur. Ons dink dikwels, Here, gee vir my net vrede dat ek net kan oorleef. Maar Jesus sê, ek gee vir jou vrede sodat jy kan gaan. Ek gee vir jou vrede sodat jy kan gaan na jou werk toe, na jou familie toe, na jou skool toe, na jou universiteit toe. Ek gee vir jou vrede na 'n wêreld wat gebroken is. Want jy is deel van 'n nuwe skepping. En God stuur sy nuwe skepping deur jou in die wêreld in, as hy vir jou sê, vrede vir jou. Liewe vriende, en as ons verder in die teks kyk, dan gebeur daar eintlik iets ongeloofliks. Hy blaas oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. En hier moet ons bietjie terugdink, en dis wat ek maar verwys het aan die begin van die gedeelte toe ons begin het, is om te sê, maar Johannes verpak sy verhaal oor die evangelie op 'n baie interessante manier. As ons nou sommer net so uit ons kop uit kan terugblaai na hoofstuk 1 toe, dan staan daar in hoofstuk 1, in die begin was die woord, en die woord was God. En dan herinner dit ons aan die skepingsverhaal, heel in Genesis. En ons moet hierdie gedeelte waar Johannes
vertel dat Jesus oor hulle geblaas het, moet ons ook binne hierdie skepingsverhaal, eintlik 'n herskepingsverhaal moet ons sien. Want wat hier gebeur, is dat soos God die mens gevorm het aan die begin, en dan blaas hy sy asem in hom, en dan word die mens lewendig, is eintlik wat ook hier gebeur, wil Johannes vir ons sê. Jesus doen presies dieselfde hier. Dis nie toevallig dat hy maar net oor hulle blaas nie, want Johannes gebruik hier skepingstaal. Johannes wil hê ons moet verstaan, met Jesus wat uit die graf uitkom, met die opgestaande Here Jesus, begin God weer nuut en van vooraf met ons. So hier in Johannes 20 sien ons en lees ons nie net van die opstanding nie. Ons sien ook dat hier iets anders te gebeur, 'n herskepping, 'n nuutmaak. Jesus blaas oor sy disippels, want hulle is nou deel van 'n nuwe mensheid. Hulle is mense van die opstanding. Die vraag wat ons vir onsself moet antwoord is, wat beteken God se nuwe asem vir my en vir jou? Lewe ek en jy elke dag uit hierdie krag uit, die opstandingskrag? Leef ek nog met my vrese wat maar elke dag oor my die oorhand kry? Leef ek nog met my hartseer wat elke dag oor my die oorhand kry? Of leef ek uit God se ingeasemde lewe, sy opstandingskrag, sy nuwe lewe wat hy bring na die opstanding? Want jy kan nie die Christelike lewe lewe sonder God se asem nie. Ons lees verder in die teks en dan lees ons dat Thomas opdaag. Thomas wat sy naam ook Didymus was, wat beteken tweeling. Maar daar word nêrens gesê in die teks, ons weet nie wie was die ander tweeling nie. En iemand skrywe oor hierdie gedeelte en dan sê hy, maar miskien moet die leser van hierdie teks, ek en jy, moet eintlik ons naam daar invul. Want daar is soveel ooreenkomste tussen ons en Thomas, dat ons en Thomas eintlik maar 'n tweeling kon gewees het. Ons erken Thomas in sy twyfel. Thomas die twyfelaar. Ons het ook so 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê, maar jy's 'n ongelowige Thomas. Thomas wat gesê het, maar as ek nie kan sien nie, as ek nie met my oë kan sien nie, en as ek nie met my hande kan voel nie, dan sal ek nie glo nie. Maar die teks gaan ook dieper as dit. Ons lewe in 'n wêreld wat geloof moeilik maak. Is daar die stryd van hoe moet ons oor die opstanding dink, want dit lyk vir ons asof dit nie regtig iets verander nie. Oorlog is 'n werklikheid. In die Midde-Ooste, in die Oekraïne, dis maar net van die twee groot oorloë wat ons van weet. Dan is daar nog Gaza en daar is nog Sudan en so kan ons aangaan. Dood is 'n werklikheid. Siekte is 'n werklikheid. Hongersnood, geweld is alles 'n werklikheid. Ons sien dit elke dag. Ons voel dit dalk in ons eie lewens. En dan hoor ons die teks wat sê, of die disippels Maria en Magdalena wat getuig by die graf uit opgestaan. En ons sê maar, hoe kon dit gebeur het? Hoe kan dit wees? Ons hoor die Paasfeesklokke, maar ons moet mooi luister, want dit het amper vir ons baie keer so 'n bietjie van 'n vals klankie in. Ons sukkel om met ons harte saam te glo, en om dit te vashou wat die kern van die Christelike boodskap is. Ons reageer baie keer op hierdie realiteite soos Thomas.
soos Thomas se tweelingbroer of suster. Maar Jesus het 'n afspraak met Thomas. Hy kom 8 dae later, ontmoet hulle mekaar. En Jesus sê weer vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. Ook vir Thomas, die een wat nie kan glo nie. Want dit is die evangelie, liewe vriende. Jesus sê nie, Jonas, Thomas, jy het jou kans gehad nie. Jy het jou kans verspil nie. Dis oor en uit met jou nie. Hy sê shalom. Hy kom en hy ontmoet hom. Hy gee hom ruimte. Hy maak tyd met 'n afspraak met Thomas. En dis die wonderlike, Jesus ontmoet ons waar ons is. En Jesus sê vir Thomas, bring jou hand. Hy weet presies wat het Thomas gesê. En hy gee vir Thomas wat hy nodig het. Nie omdat Thomas dit verdien het nie, maar omdat Jesus genadig is. God is genadig. Hy loop 'n pad met Thomas. En Thomas kan nie anders as om uit te roep, my Here en my God nie. Gemeente, ons is nie Thomas nie. Ons gaan nie ons hande in Jesus se wonde kan steek nie. Maar Jesus roep ons tot 'n ander soort geloof. 'n Thomas geloof. Nie gebaseer op wat ons sien nie, maar oor wie hy is. Ons sien gebrokenheid en ons sien pyn en ons sien chaos, maar ons glo dat Jesus leef, dat hy regeer, dat hy nuutheid bring, dat ons deel is van 'n nuwe skepping, van 'n nuwe pad, wat hy besig is om met hierdie wêreld te loop, wat begin het op daardie opstanding Sondag. Die opgestaande Christus is vanoggend hier, maar elke dag nog steeds in ons midde. En niks keer om sy teenwoordigheid uit te sluit nie deure of mure of wat ook al nie. En hy sê vir ons 3 dinge. Shalom vir jou vrees, shalom vir jou roeping, shalom vir jou twyfel. En hy wys sy wonde. En hy sê vir ons, jou vrede wat jy het, is duur gekoop. En hy blaas sy asem oor ons uit en hy sê, jy leef nie vir jouself nie. En hy roep ons en hy sê, glo, nie omdat jy nie sien nie, maar omdat ek werklik leef. So wil ek graag vandag vra hier aan die einde, gaan jy leef en steeds bly leef agter geslote deure? Gaan jy bly vassteek in dit wat jy sien of nie sien nie? Of gaan jy bly wag vir sekerheid voordat jy glo? Of gaan jy saam met Thomas sê, my Here en my God? Selfs al bly jy elke dag in 'n gebroke wêreld, al voel jy dit aan jou eie lyf, al sien jy dit op televisie of waar ook al, selfs al verstaan jy nie alles nie, selfs wanneer jy nie sien nie. Want liewe vriende, dit is Paasfees geloof in 'n gebroke wêreld. Om te glo dat die een wat deur die dood gegaan het, nou leef en jou naam ken en jou roep en jou uitstuur. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie boodskap van vanoggend. Hierdie boodskap wat vir ons sê dat al leef ons te midde van 'n moeilike wêreld vol uitdagings, vol gebrokenheid en seer, vol haat en nait, vol geweld en korrupsie,
Here, U vir ons hoop gee, want U staan tussen ons. U kom juis, Here, en U kom werk deur die opstandingskrag. U blaas U Gees oor ons uit. En U werk deur die opstandingskrag deur ons, sodat ons deel kan wees van hierdie groot en wonderlike plan, as U hierdie wêreld wil herskep